Dis lekker in die kerk, amen. Hoekom is dit lekker? Want God is hier so. Van my kant af, goeiemôre, Lighuis, Christelike Sentrum, al ons besoekers vanmôre hier so saam met ons, die aanlyn kykers, welkom ook saam met ons, en ons glo en vertrou dat julle al klaar die diens geniet, en dit wat die Here nog instoor het vir ons, dat julle dit werklik te harte sal neem. Nou, ons gaan sommer dadelik tot die woord gaan. Vanmôre hervat ons weer ons wegmakersreeks. Soos jy weet, laas naweek was ek 'n bietjie uitstedig geweest, nie vir plesier nie, maar vir werk, maar dis altyd lekker om terug te wees hierso by my Lighuis familie. Nou deel van hierdie wegmakersreeks vir u wat besoek, dit gaan daaroor dat ons na verskeie aspekte kyk wat ons of deel moet maak van ons lewensweg of wat ons uit ons weg uit moet kry, juis sodat ons God se heerlikheid, met ander woorde God se krag, God se teenwoordigheid en God se goedheid op 'n gereelde basis hier in kerk, maar ook in ons eie private lewens ook sal kan ervaar. Nou in deel 1 van die reeks het ons toe gehoor dat God 'n voorwaardelike belofte aan ons as mens kom gee het, dat as ons tot God nader, dan sal hy tot ons nader. Wat vir my en jou dis dan nou vanmôre beteken dat ons met 'n diep begeerte hê binne in ons om naby aan God te wees, om naby aan God te bly. Ons moet honger en smag en dors na God en ons moet kwaliteit tyd saam met God spandeer. Dis die eerste aspek wat ons moet deel maak van ons weg. In deel 2 het ons toe ontdek dat God homself en sy heerlikheid vanaf sy eie kinders onttrek as gevolg van afgode wat ons baie keer in ons eie lewe huisves of toegang tot gee. Jy sien, ek en jy moet so versigtig wees vir afgode in ons lewens en daarom is dit nodig dat ons moet seker maak dat daar geen afgod is in ons weg nie. Verwyder elke afgod uit jou weg uit. Basies, ons het dit opgesom om te sê dat daar moet geen persoon, geen plek en geen ding wees wat jy voor God stel, hoër, beter of belangriker ag as God homself nie. En toe in deel 3 het ons gesels oor nog 'n aspek wat ons uit die weg uit moet kry, en dit is familiariteit teenoor God en teenoor sy heerlikheid. Wat beteken, ons moet versigtig wees dat ek en jy nie te gemaklik en te gewoond raak met God en teenoor sy krag en sy goedheid en sy teenwoordigheid nie, want indien ons te gemaklik gaan begin raak met God, of te gewoond gaan begin raak aan God, kan dit daartoe lei dat ons verkeerde gedagtes en verkeerde dinge, sondige aspekte in ons lewens gaan begin weer toelaat, wat op die ou einde God in sy heerlikheid of gaan verhinder, of miskien gaan wegdryf uit ons eie lewens uit. Nou vanmôre gaan ons voort met hierdie reeks met deel 4, maar kom ons gaan net so sit en dan vra ons dat die Here hierdie woord sal kom seën. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre net by u voete te kan sit. Heilige Gees, dankie dat jy hier is. Ek eer u vanmôre as God in ons midde. Heilige Gees, ek vra dat u die woord sal salf en dat u die woord sal lewend maak in elkeen van ons harte vanmôre, is my gebed in Jesus naam. Ons almal sê, amen. Nou kom ons spring sommer gou dadelik weg met vanmôre se woord. Ons almal is wel bekend met die gebeurtenis waar Martha en Maria, wat van Betanië afkomstig was, sy broer Lazarus ernstig siek geword het. Hulle toe Jesus laat roep, wat op daardie stadium in 'n ander dorp besig was om te bedien, en toe Jesus op die ou einde by Martha en Maria kom, was Lazarus, die broer, alreeds toe 4 dae dood gewees. Jesus het toe na die graf toe gegaan, hy het die grafsteen laat wegrol, en dis waar ek en jy vanmôre die volgende leidraad kry, want Jesus kom en hy spreek woorde tot Martha en Maria, en hierdie woorde gee vir my en jou 'n direkte leidraad, of ons kan ook miskien sê, gee vir ons 'n indirekte voorwaardelike belofte wat God vir ons kom gee, juis hoe ek en jy God se heerlikheid meer kan aanskou en kan ervaar in ons lewens. So lees gou saam met my hierdie gedeelte, hierdie woorde van Jesus in Johannes 11 vers 40. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, luister mooi, as jy glo, sê gou saam met my, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Och julle, ek is baie lief vir daardie woordjie sal.
Luister wat sê die Here. Hy sê, as jy glo, sal jy. Dis 'n definitiwiteit wat aan dit gekoppel word aan daai woord. Hierdie woordjie sal beteken dat daar's nie eens 'n twyfeling hierin nie. Jy sal die heerlikheid van God sien. Sien, let dit gou op wat Jesus hierso presies doen. Jesus kom in hierdie woorde en hy koppel geloof aan die openbaring of die ervaring of die aanskouing van die heerlikheid van God. Hy kom hierso en hy sê vir my en jou, dat as ek en jy geloof in ons harte huisves, en ons geloof tot aksie gaan begin sit, dan gaan dit die heerlikheid van God, sy krag en sy teenwoordigheid en sy goedheid tot vore bring in ons lewens, of daar waar ek en jy onsself bevind. So hier is vanmôre 'n aspek wat ek en jy moet deel maak van ons daaglikse weg. Word gelowig. Sê vir jou een lang show, word gelowig man, dis hoogtyd. Daar is nog voorbeelde in die woord van God wat hierdie vir ons uitwys, dat ek en jy deur ons geloof God se heerlikheid na ons toe bring. Kyk gou na Lukas 5 vers 17 tot 23, julle moet notas maak, ons gaan baie lees vanoggend. En op een van die dae was hy besig, dis Jesus, om te leer. En daar was krag van die Here om hulle te genees. En daar het manne 'n mens wat lam was op 'n bed gebring, en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in voor Jesus. En toe, luister mooi, en toe hy, Jesus, hulle geloof sien, sê hy vir hom, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En hy, hierdie verlamde man, hy staan toe onmiddellik voor hulle op. Hy neem die bed waarop hy gelê het en hy gaan na sy huis terwyl hy God verheerlik. Ek wil hê dat jy moet gou vinnig oplet wat in hierdie verhaal gebeur het. Die skrif sê vir my en jou in die begin dat die krag was daar om te genees. Maar tog as ek en jy die hele verhaal gaan lees, gaan jy agterkom dat terwyl Jesus lering aangebied het en die krag daar was om te genees, het niemand genees geword nie. Die heerlikheid van God het glad nie gemanifesteer in hulle midde nie, tot en met die oomblik toe hierdie manne met geloof na Jesus toe kom, en toe Jesus hulle geloof sien, toe aktiveer dit die heerlikheid van God. En toe word daar genesing plaasgevind. Kyk gou ook na hierdie voorbeelde wat ons vind in Matteus 8 vanaf vers 5. Ek lees 'n paar verse hierso. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor die 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. En daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord hom en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Hier's hierdie man wat 'n Romeinse offisier was. Met ander woorde, hy het geweet van God, hy het God geken, want die Bybel sê vir ons dat hy baie klomp sinagoges ook, dink ek, gebou. Maar hier's hierdie man en hy sê, Here, ek sê weg dat jy na my huis toe kom nie. Hulle is in 'n ander dorp, hulle is nie eens naby sy eie tuiste waar hierdie slaaf is wat siek is nie. En hy sê, Here, spreek jy net 'n woord, jy hoef nie na my huis toe kom nie, en hy sal gesond word. En hier is Jesus se reaksie. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder aan sy volgelinge gesê, voorwaar sê ek vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Gaan en laat dit vir jou wees, hier kom dit, soos jy geglo het. En sy knegt het gesond geword in daardie uur. Sy geloof aktiveer die heerlikheid van God. Matteus 9 vers 20 en verder, hy sê, en daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word.
En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie ure af. Nou interessant genoeg, Markus skryf ook oor hierdie gebeurtenis, en Markus vertel vir my en jou, dat daar was klomp ander persone, wat ook op daardie oomblik aan Jesus geraak het. Gaan lees die gedeelte in Markus. Maar te midde van die feit dat al die ander mense aan Jesus raak het, het God se heerlikheid nie gemanifesteer nie. Het niemand anders op daardie oomblik die heerlikheid van God ervaar toe hulle aan hom geraak het nie. Maar toe hierdie vrou, wie vol geloof is aan Jesus Christus raak, toe manifesteer die heerlikheid van God. Toe word sy aangeraak deur God en sy word volkome genees. Kyk ook na hierdie volgende voorbeeld. Matteus 9 vers 28 en 29 sê, en nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe, en sê vir hom, en Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? En hulle antwoord, ja Here. En toe raak hulle oë aan en sê, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Kyk ook gou na hierdie gedeelte, Paulus kom en hy skryf vir ons in Hebreërs 11, 'n gedeelte wat ons noem die geloofshelde hoofstuk. Maar Paulus gee vir my en jou in hierdie hoofstuk 'n bietjie meer breedvoerigheid oor wat my en jou geloof alles in staat is, om hoe ons geloof ook God se heerlikheid laat manifesteer in ons midde. Kyk gou hierdie gedeelte in Hebreërs 11, ek haal so 'n paar verse uit. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof, het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. En daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. En omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde beloofde land was. Omdat Abraham geglo het, het hy, sowel Sara, wat onvrugbaar was en al oud was, krag ontvang om 'n kind te verwek. Omdat God dit van hom beloof het en sy getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim, en so baie soos die sand van die see. En omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat hy, ons praat hier van Moses, geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, so die engel van die dood nie die eerstgeborenes van Israel sou tref nie. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenare verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jerigo geval nadat hulle 7 dae daaromheen getrek het. Omdat Rahab die prostituut geglo het, het sy die verkennis vriendelik ontvang en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Samson en Jefta, van Dawid, Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vure geblus en aan die swaard ontkom. Met ander was hy doodgemaak deur die swaard nie. Hulle het in hulle swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood uit. Wat 'n hele mond vol.
Kom ons bespreek gou vanmôre vlugtig wat die uitwerking was net van hierdie paar geloofshelde wat Paulus vir my en jou lees, sodat ek en jy kan leer uit hulle geloof wat hulle geloof tot hulle veroorsaak het. Die Bybel, hierdie skrifgedeelte sê vir my dat omdat Abel geglo het, omdat Abel soveel geloof in God gehad het, het hy sy heel beste offer aan God gegee. Wat daartoe gelei het, sê die woord, as jy die hele gedeelte gaan lees, dat God hom daarvoor geëer het. Nou dit beteken vir my en jou vanmôre, dat as ek en jy deur geloof 'n groot offer aan God gaan gee, as ons deur geloof ons heel beste aan God gaan opoffer, dan gaan God vir my en jou ook daarvoor eer. En as ek en jy gaan lees oor die uitkomste en wat die Bybel vir my en jou leer oor wanneer ons gee met opregte hart en met 'n gelowige hart, dan sê dit vir my en jou dat wanneer ons geloof het deur om te gee aan God, dan maak dit dat God se heerlikheid na vore kom in ons lewens in terme van sy goedheid en van sy seën. Daar's vele skrifverse wat dit bevestig, wat wij en jou sê, dat wanneer ons met geloof aan God gee, dan sê die woord vir ons, en ek het dit hier gesit nie op die skerms nie, maar dan sê dit vir my en jou in Maleagi 3 vers 10, dat dan sal God die vensters van hemel oor jou lewe oopmaak. Spreuke 3 vers 9 sê, dan sal jou skure oorvol wees. En Lukas 6 vers 38 sê, dan sal die Here vir jou 'n goeie maat teruggee. Maar dis die geloof wat saam met die gee die heerlikheid van God aktiveer oor jou lewe. Nog 'n voorbeeld wat ons uit hierdie skrifgedeelte gelees het is, hy sê dat Henog het soveel geloof in God gehad dat dit God behaag het. Wat daartoe gelei het dat Henog nie afgesterf het nie, maar dat God hom lewendig opgeraap het. Wat beteken dit vir my en jou? Dit sê vir my en jou, dat as ek en jy ons hele lewe gaan toewy aan geloof, as ons alles in ons lewe gaan benader met geloof, en ons geloof tot aksie gaan sit, dan gaan ons God ook daardeur behaag. Wat beteken God gaan tevrede wees met ons? Ons gaan God bly maak, dis wat hy woord beteken, omdat ons op so 'n manier leef. En dit gaan daartoe lei, dat deur hierdie geloofaksie, dat God vir my en jou kan beskerm, dat hy die gevare wat ons lewens daagliks dreig, as ook gevare wat miskien enige aspek van ons lewe dryf, dat hy dit sal weerhou vanaf my en jou. Noag se geloof in God het daartoe gelei dat die mensdom en al die verskeie dieresoorte nie uitgesterf het nie. Wat vir my en jou beteken, dat ons geloof in God, kan ons huis, dit kan ons self, maar dit kan ook ons naastes, almal om ons, kan dit beskerm en bewaar. Dit kan redding bewerkstellig vir hulle almal. Die verhaal sê vir ons ook hierso wat hy geskryf het, as ons kyk na Abraham se lewe. Abraham se geloof in God het veroorsaak dat hy op die ou einde beland het in 'n beloofde land en vele rykdom ontvang het. Gaan lees met die skrifgedeelte. Hy was aanskou en gesien as 'n welaf persoon weens sy geloof. 'n Stap van geloof om in 'n onbekende land in te gaan, maar omdat hy gelowig was, het God hom daarvoor geseën. Het die heerlikheid van God oor sy lewe tot voorskyn gekom deur God se goedheid. Die Bybel sê dat omdat hy geloof gehad het in God, het hy en Sara, wie onvrugbaar was en wie die kinders kon kry nie, op die ou einde vrugbaar geword en kinders gekry. En hy staan bekend tot vandag toe as die vader van vele nasies, as alle nasies. Dink ook aan sy geloof was so groot en so sterk geweest, dat dit daartoe gelei het, dat sy eie nageslagte die beloofde land as erfdeel ontvang het. Dat hulle die beloftes van God ontvang het. Alles net weens Abraham se geloof. Wat vir my en jou beteken vandag, dat as ek en jy groot geloof in God het, dan kan my en jou geloof daartoe lei, dat daar lewe teruggeblaas word in wat ook al dood mag lyk in jou lewe. As my en jou geloof groot genoeg is, beteken vir ons, dat God kan vir my en ons nageslagte 'n hoopvolle toekoms bewerkstellig, net weens ons geloof. Isak se geloof in God het daartoe gelei, dat beide sy seuns, Jakob en Esau, geweldig geseënd was, sê die woord van God.
en dat hulle vele rykdom ook gehad het. Wat vir my en jou beteken dat ons geloof kan tot voordeel wees vir ons eie kinders. Wie van ons wil nie hê dat ons kinders moet iewers in hierdie lewe 'n sukses behaal nie? Nou begin jou geloof in aksie sit oor hulle lewe. Moses se geloof in God het daartoe gelei dat kinders se lewens gespaar geword het. Sy geloof in God het daartoe gelei dat 'n hele volk verlos geword het. En ook dat dit wat onmoontlik was, moontlik geword het. Ek wil vandag vir jou sê, as jy geloof het in God, dan kan jou geloof daartoe lei dat jou huis, jou land self positief beïnvloed word deur jou geloof. Dat hulle aangeraak kan word deur die geloof wat jy binne in jou huisves en aktiveer en tot aksie sit. Jou geloof kan so sterk wees dat dit wonderwerke kan voortbring in jou eie lewe. Rahab se geloof in God het daartoe gelei dat sy en haar gesin nie saam met die res van Jerigo gesterf het nie, maar dat hierdie uitlander op die ou einde deelname gekry het aan God se heilige verbond met die Israeliete. God het 'n verbond gesluit slegs met sy volk, die Israeliete, Ou Testament nou. Hierdie vrou was nie 'n Jood gewees nie, maar weens haar geloof het God haar toegang gegee tot elke belofte wat vasgevang is aan hierdie verbond. Wat vir my en jou sê, dat ons geloof kan vir ons hele huis tot redding bring. Ons geloof kan sake verander. Jou geloof kan vir jou en jou huis neem van 'n doodsituasie tot 'n lewende situasie, van verlore tot gevind, van 'n plek van angs en vrees na 'n plek van vrede. Jou geloof kan jou vat van 'n plek waar jy geen hoop het nie, na 'n plek waar jy 'n vaste sekerheid het in God. En laastens, Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel en die profete se geloof in God het daartoe gelei dat hulle koninkryke en nasies in besit geneem het. Hulle geloof het daartoe gelei, as jy die Ou Testament gaan lees, dat leeuwe se bekke toegesluit geword het. Dat vure hulle nie verbrand het nie. Hulle geloof het daartoe gelei dat hulle vyande, selfs 'n Goliat, verslaan het. Hulle geloof het daartoe gelei dat selfs in oomblikke van swakheid, dat hulle ewe skielik bonatuurlike krag kon ontvang het. Hulle geloof het daartoe gelei, sê die woord van God ook, dat dooies opgewek kon geword het. Nou ek weet, daar's baie persone wat vanmôre na my luister, en wat vanmôre onder 'n wanpersepsie sit, of 'n mispersepsie miskien na huisves, dat jy het nie geloof nie. Hoeveel keer moet ek dit nie hoor, pastoor, ek het nie geloof nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek wil hê dat jy moet baie mooi luister na my woorde nou. Hierdie is een van die grootste leuns uit die put van die hel, dat jy nie geloof besit en nie geloof het nie. Want elke een van ons het reeds geloof. Ek wil vandag vir jou sê, Satan wil jou oortuig dat jy nie geloof besit nie, dat jy geen geloof in jou het nie, want dan kan hy jou weerhou van die openbaring van die heerlikheid van God. Dan kan hy jou weerhou om God se krag en sy goedheid en sy teenwoordigheid wat gemanifesteer word te kan aanskou en te kan ervaar. Kom ek bewys vir jou gou vanmôre dat elkeen van ons, selfs die ou daar in die wêreld, ook reeds geloof besit. Efesiërs 2 vers 8, hierdie een sinnetjie gee vir my en jou hierdie openbaring. Hy sê, julle is inderdaad uit genade gered. Luister na die volgende woorde, deur geloof. Kyk gou die openbaring wat beteken dit. Dit sê vir my en jou, dat toe ek en jy nog 'n wêreldling was, 'n sondaar was, verlore was, nog nie tot God gekom het nie, het ek en jy alreeds binne in ons geloof gehad. So, verstaan gou vanmôre, geloof is nie net iets wat gegee word vir ons as kinders van die Here nie. God het op 'n magiese manier, die dag wanneer hy jou geskep het en geskaap het en lewe tot jou gegee het en jy gebore geword het in hierdie wêreld, het God reeds binne in jou geesmens geloof geplaas.
Want as ek en jy nie geloof gehad het nie, so ons nooit kon geglo het in Jesus Christus nie, en as ek en jy nooit tot bekering gekom het en hom aangeneem het as ons saligmaker nie. Maar as omdat daar geloof binne in ons was, dat ons vandag hier kan sit en 'n kind van God genoem kan word. Inteendeel, as ek en jy gelees in Paulus se woorde in Romeine 12 vers 3, dan maak hy ook die verklaring om te sê, dat God het aan elkeen 'n maat van geloof gegee. Kyk gou na Petrus se verwysing aangaande hierdie geloof wat ek en jy reeds ontvang het. Kyk gou hoe praat Petrus oor hierdie geloof wat binne in elkeen van ons is. In 2 Petrus 1 vers 1 tot 2, hy sê, van Simon Petrus, hy stel homself voor, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en verlosser Jesus Christus, luister hierso, wat sê hy, sê, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Luister hoe begin hy hierdie brief. Hy skryf hierdie brief, en hy sê, dis wie ek is, ek's 'n apostel van God, so hy kom en hy stel sy autoriteit, sy mandaat. Hy sê, ek is 'n gesalfde van God, maar hoor wat sê hy sê, ek groet julle wat deelname het aan Jesus Christus, julle wat dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus, ons Here. Lees net reg gou saam met my wat sê Paulus hier. Paulus sê vir my en jou, dat ek en jy het presies dieselfde geloof as wat hy en die apostels het. Soos ek en jy vanmôre hier sit, besit ons hier alreeds in ons geesmens presies dieselfde geloof as wat Petrus gehad het. En daarom kan ek en jy deur hierdie geloof te aktiveer en tot werking te sit, kan ons dus presies dieselfde dinge begin doen as wat Paulus en Petrus en hulle almal gedoen het. Ek en jy kan deur die geloof wat hier binne in my en jou reeds is, kan ek en jy soos Petrus maak en aan 'n verlamde gaan staan en sê, uit geloof uit, staan op en loop. Ek en jy kan soos Petrus en Johannes gaan aan mense toe en uit geloof in God gaan en die hande op hulle lê en vertrou dat die krag van God op hulle neer gaan daal. Ek en jy kan soos Paulus uit die geloof wat hier binne in my en jou is, kan ek en jy gaan en ons kan sakdoeke salf en uitstuur na almal wie ons ken wie siek is, met geloof vertrou dat daai sakdoek wanneer dit op hulle gaan plaas, waar daar pyn is en siektes is, dat daar bonatuurlike genesing gaan plaasvind. Ons besit reeds die geloof. Dis binne in elke een van ons. Maar al wat ons moet begin doen is ons met hierdie geloof wat reeds binne in ons is, moet ons begin aktiveer. Ons moet dit tot aksie begin sit. Ons moet dit begin gebruik en ons moet dit ook ontwikkel. Dit bring vir my en jou vanmôre by 'n belangrike vraag. Hoe ontwikkel ons dan dus hierdie geloof wat binne in ons is? Hoe kom ons op 'n plek waar ons geloof so versterk word in God, dat dit die heerlikheid van God sal laat manifesteer? Lees gou saam met my wat sê Paulus hieroor in Romeine 10 vers 17. Hy sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Die English Standard Version verduidelik dit vir ons baie mooi. Hy sê, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So, basies die enigste groot manier hoe ek en jy ons geloof kan dat groei en kan dat versterk, is deur die gehoor van die woord. Jy sien, kinders van die Here, ek en jy kan nie verwag om in ons geloof te groei en om sterk te word in ons geloof, as ons nie gaan tyd maak om God se woord te hoor nie. Al wanneer jy werklik jou geloof tot 'n plek gaan kry, waar dit sterk genoeg is
om die manifestasies van God se heerlikheid te kan sien en te kan skou en te ervaar in jou lewe, is deur om God se woord aan te hoor. So of dit nou is deur prediking, of deur jy wat dit self lees, dit maak nie saak nie, maar wanneer jy tyd maak vir God se woord, om sy woord te hoor, dan ontdek ons en ons leer in daai proses wie God is. Ons ontdek en leer dan op daardie oomblik deur die gehoor van sy woord, wat God in staat is om te kan doen. As ook wat sy liefde vir ons is, maar as ek en jy sy liefde werklik verstaan, dan gaan ons weet, sy liefde aktiveer binne in my geloof, en sê, Here, omdat jy lief is vir my ook, sal ek die stap van geloof neem, sal die deurbraak kom. Maar ook wanneer ek en jy sy woord aanhoor, dan leer en ontdek ons ook wie ons is, wat ons posisie is, wat ons erfgename is, en wat ek en jy kan doen, nie uit onsself uit nie, maar in en deur Jesus Christus en die Heilige Gees, wat in en op ons is. So kind van God, ek wil vandag vir jou sê, moenie jou Bybel ligtelik opneem nie. Moenie Bybel lees ligtelik opneem nie. Moet ook nie kerk toe kom ligtelik opneem nie. Wanneer jy God se woord inneem, wanneer jy dit lees en wanneer jy hier op 'n Sondag sit en jy hoor die woord van God, dan wek dit die binne in jou geloof op. Dan veroorsaak dit dat jou geloof versterk word en kan groei. En ek wil vandag vir jou sê, voer jou geloof. Voer jou geloof soveel as wat jy kan, sodat jou geloof so sterk sal word, dat geen opinie, geen gedagte, geen emosie en geen omstandigheid jou geloof kan beïnvloed nie. As nog 'n leidraad of nog 'n manier hoe ons wat kan bydra tot groot geloof, en dit is verwyder die twyfelaars. Kyk gou na hierdie gebeurtenis in Markus 5 uit Jesus se lewe. Vers 38 tot 42 sê, en hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien, dis Jesus natuurlik, die hele gedoente van mense wat verskriklik huilend te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Kyk hoe is die mens, van huil en treur, gaan hulle oor tot en hulle het hom uitgelag. Die mens is maar vals, nee. Die mens is vals. En is dit tussen ons ook. Nie in lighuis nie. Kyk wat gebeur hier, so hy sê, en hy het almal beveel om uit te gaan. En hy het net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. En hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita, kom. Dit beteken, dogter, ek sê vir jou, staan op. En dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Kyk net gou wat doen Jesus. Jesus kom in die plek waar hy 'n wonderwerk moet doen, waar hy sy heerlikheid moet laat manifesteer. Maar wat doen hy voordat dit gebeur? Hy jaag en beveel al die negatiewe, ongelowige twyfelaars uit die huis uit. Hy jaag hulle weg. Wat vir my en jou vandag sê, dat daar soms oomblikke of tye in my en jou lewe, waar ek en jy besluit gaan moet neem, om ook daardie mense wat deelname het in ons lewe, wat heeltyd negatief is, heeltyd krities is, heeltyd ongelowig is, twyfelend is, afbreekend is en spottend is, oor wat ons in geloof wil miskien doen, dat ons vir hulle ook moet begin wegjaag uit ons lewens uit. Want dit kan veroorsaak dat jy ongelowig word. Verwyder hulle. Die laaste ene, Lukas 17, vers 5 gee vir my en jou nog 'n wenk, en dit is, hy sê vir my en jou, gaan oor tot aksie. Die apostel sê toe vir Jesus, gee ons meer geloof, met ander woorde bid tot Jesus toe, die disippels. Maar die Here antwoord,
Ek sal nou vir julle verduidelik wat hier gebeur. As julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, nou kind van God, 'n mosterdsaadjie is ongelooflik klein. Wie van julle weet hoe groot is 'n sonneblomsaad? Ons ken relatief sonneblomsaade. 'n Sonneblomsaad is baie groter as 'n mosterdsaadjie. Hy sê as jy net 'n klein bietjie geloof het in jou, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou luister, jy gaan Jesus verder. Hy sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg en vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink en daarna kan jy self eet en drink. So is dit ook met julle. Nou kom ek verduidelik gou wat hier gebeur het en wat Jesus eintlik wou oorgedra het aan sy disippels. Hierdie disippels kom by Jesus en hulle vra vir Jesus heel opreg, Here, gee vir ons meer geloof. Waarop Jesus hulle toe terug antwoord deur om hierdie vergelyking te maak van 'n eienaar en 'n slaaf en dat hierdie slaaf maar net sy meester se opdragte moet gaan uitvoer. Sien wat Jesus eintlik hierdeur wou sê, die punt wat Jesus wou maak aan sy disippels is dat sy disippels, en hy verwag van sy disippels, dat hulle op 'n plek in hulle lewe moet kom, waar hulle moet ophou om net heeltyd te wil bid en te wil vra, Here gee my meer geloof, en liewers moet oorgaan tot aksie, liewers moet oorgaan om die opdragte uit te voer, wat God, hy is die meester in hierdie verhaal, hierdie vergelyking, alreeds aan hulle kom gee het. Want soos wat hierdie disippels uitgaan en tot aksie gaan en gehoorsaam word aan die opdragte en die evangelie gaan begin verkondig. En soos wat hulle uitgaan en hulle hande op die siekes gaan begin lê en die demoniese geeste gaan begin aanspreek, dan gaan hulle sien hoe hierdie wonderwerke plaasvind en outomaties terwyl hulle in aksie is, gaan hulle geloof versterk word en groei. Jy weet, dit is soos 'n kindjie, 'n klein kindjie wat leer loop. Julle wat ouers is, wat al deur dit is, julle weet dit, julle het gesien, julle het beleef. Julle het nog nie kinders het nie, jy kan dit nie onthou nie, jy sal dit eendag sien. Hierdie kindjie probeer loop en elke keer wanneer hy sien, hy kry iets meer reg en hy sien die resultate van sy aksie, dan kry hy vertroue in homself. En op die ou einde, hardloop hulle die hele wêreld vol. So hier is die les hierin vir my en jou. Ek en jy kan nie sterk geloof verwag as ons heeltyd net gaan bly bid en vra, ag Here gee vir my meer geloof nie. Ag Here gee vir my geloof om vir siekes te gaan bid nie. Ag Here gee vir my geloof om net miskien uit my gemaksone uit te gaan kom om met hierdie persoon te gaan praat oor God nie. Ag Here, ek sien die ou kort eintlik gebed, hy is in 'n moeilike situasie, hy kort deur, maar ag Here gee my meer geloof. Dit help nie net om te bid nie, sê die Here. Hy sê om 'n punt in jou lewe kom waar jy nou jou geloof tot aksie gaan begin sit. En soos wat jy daai tree van geloof gaan neem, gaan jy sien hoe jou geloof groter word en versterk word. Kom ek sluit vanmôre se woord af. Musiek, julle kan na vore kom. Matteus 13 vers 58 sê vir ons, vanweë hulle ongeloof het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. Vanweë hulle ongeloof het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. Hier is Jesus, sy tuiste dorp. Groot skare wat voor hom is. So besef dit gou wat het daar gebeur. Jesus Christus was in hulle midde. Die krag van God was in hulle midde. Die teenwoordigheid van God was in hulle midde. Die goedheid van God was in hulle midde. Maar omdat daar baie van hulle was, wat nie geloof gehad het nie, het vele van hulle nie die heerlikheid van God eens aanskou en ervaar nie.
het vele van hulle nie die openbaring van God se heerlikheid beleef nie. Nou dink gou op jouself as jy in daai oomblik was, en Jesus het nou uit hierdie dorp weer uitgegaan, hy's weg, en daai aand loop die mense nog in die strate, en die wat geloof gehad het, want die Bybel sê dat van hulle het, was genees, daar was wonderwerk wat wel geplaatsvind, en hier kom hierdie blinde, en hy loop verby jou, en hy kyk jou, en sê, "Jes, maar jy het vet geword." Nee, man, sies man, ek wens jy's weer blind. Hier kom hierdie een wat nie kon loop nie, en hy hardloop verby jou. Dink gou op jouself. En hier kyk jy na hulle, maar jy is nog siek. Jy is nog nie heel nie. Jou lewe val uit mekaar uit, jou huis val uit mekaar uit, jou huwelik val uit mekaar uit. Jy het gemis. En is nou te laat. Kind van die Here, die salwing is hierso. Die Heilige Gees, wie deel vorm van God. Onthou die volgende, die Heilige Gees is God. Die Vader is God, die Seun is God, die Heilige Gees is God. So die Heilige Gees wie God is elke oomblik van die dag in ons midde. Waar ook al ek gaan, waar ook al ek is, wat ook al ek doen, die krag van God is by my op daai oomblik. Die teenwoordigheid van God is by my op daai oomblik. Die goedheid van God is by my op daai oomblik. Moenie die geleentheid mis nie. Moenie toelaat dat jou ongeloof veroorsaak dat daai Heilige Gees God wat by jou is, sy heerlikheid nie geopenbaar word in jou midde, in jou lewe of in iemand anders se lewe by jou nie. Nee, word gelowig. Ek pleit vanmôre by U, word gelowig. Kom ons sluit ons oë. As jy vanmôre saam met my wil staan en sê, Here, ek wil meer gelowig word, wil ek jou uitnooi net vir 'n oomblik op jou voete te staan saam met my. As dit jou hart is om te sê, Here, ek soek groter geloof, Here, versterk my geloof. As jy vanmôre sê, Here, ek besef ek het geloof, maar daar's soveel meer wat U kan doen deur my, wil ek jou uitnooi om net daai oomblik te vat en saam met te staan vanmôre en sê, Here, ek wil gebruik word deur U. Here, ek wil op 'n plek kom in my lewe waar my geloof U heerlikheid laat manifesteer, waar my geloof U krag na vore bring, waar my geloof U goedheid na vore bring, U teenwoordigheid wat gemanifesteer word na vore bring. Ek wil jou vra net daar waar jy is, dat jy net jou hande sal oplig vanmôre na God toe. Ore en rabas sitre en da Jesu trukonde raest. Sê net vanmôre die volgende woorde agter my aan: Here, wek op my geloof. Ons vanmôre. Here, ons roep uit vanmôre na U. Here, ons wil nie klein gelowig wees nie. Ons wil nie toelaat dat die vyand U heerlikheid vanaf ons weerhou weens ongeloof wat ons miskien mag huisves nie. Maar Vader, ons vra vanmôre dat U ons sal help. Here, dat U ons geloof sal opwek vanmôre wat reeds is in ons gees. Sit jou hand op jou gees, op jou maag vanmôre. Vader, soos wat ons vat vanmôre aan ons gees, mens, Here, bid ek Heilige Gees nou binne in elkeen van ons, wek op groot geloof. Wek op geloof groot genoeg om siekes daar buite te gaan gesond maak. Om ons hande te gaan lê op mense dat die krag van God op hulle sal neerdal.
Wek groot genoeg geloof op, Vader, om tree van ongeloof te kan neem, of tree in die onmoontlikheid in te kan neem, my God, om te aanskou en te kan sien hoe onmoontlike moontlik word, my God. Groot genoeg geloof, Vader, sodat ons kinders geseën sal wees, dat ons dorp geseën sal word, Here Jesus, dat ons land Suid-Afrika, Here Jesus, daardeur bevoordeel sal word. Vader, hier is ek, wek in my groot genoeg geloof op, om Here U wil uit te kan voer, om te doen wat ook al U van my verwag en mag vra. Heilige Gees, op hierdie oomblik, elkeen wat dit soek, elkeen wat dit soek, elkeen wat dit soek nou deur U vuur, Heilige Gees. Laat dit brand begin en laat dit in hulle brand, Vader, laat dit strome wees van lewende water wat hulle voel, wat net uit hulle binneste begin uitvloei.